Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Ons Here, ons vra vandag dat U ons sal wys hoe om U beter te volg, hoe om na U te luister en hoe om fyn te hoor wanneer ons luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees vandag uit 1 Samuel 16 en ons lees vers 1 tot 13. Dis alles hier op bladsy 290 in die Ou Testament, 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien." Maar Samuel het gesê: "Hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak." Toe sê die Here: "'n verskalf moet jy saam met jou neem en dan moet jy sê: om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra: "Beteken u koms vrede?" Hy het gesê: "Ja, vrede. Om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julle self en kom saam met my na die maaltydoffer." Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink: "Sekerlik, hier staan voor die Here, sy gesalfde." Maar die Here het vir Samuel gesê: "Moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom immers afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart." Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy het gedink: "Ook hierdie een het die Here nie gekies nie." Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink: "Ook hierdie een het die Here nie gekies nie." So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaai gesê: "Die Here het hulle nie gekies nie." Samuel vra toe vir Isaai: "Is dit al die jong manne?" Hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die klein vee op te pas." Toe sê Samuel vir Isaai: "Laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie." Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was roeierig, met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe: "Staan op, salf hom, want dit is hy." Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en verder ook van Dawid besit geneem. Samuel het opgestaan en na Rama teruggegaan. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. In die vroeë kerk was daar wat ons noem die woestynvaders en moeders. Hulle was kluisenaars wat doelbewuste lewe van afsondering gelewe het. Hulle het gedink dat daar eenvoudig te veel afleiding was in die beskawing. So in die wildernis kon hulle heeldag hulle dag in gebed deurbring. Die woestynvaders word later die monnike en die woestynmoeders die nonne. Om die Here beter te hoor en beter te volg, het hulle plek in die gemeenskap opgegee. As ons iewers in ons lewens katekese beleef het, dan het ons waarskynlik gehoor van Israel se 3 konings. Die volk Israel speel so 'n sentrale rol in die gebeure van die Bybel, veral in die Ou Testament. Maar ten spyte hiervan was daar net een goue era van 83 jaar. Dis nie eers 'n eeu nie. Voor Saul was die hoofpriester Samuel in effek die leier van die verenigde Israel. Na Salomo het Israel in 2 koninkryke verdeel, Efraim in die noorde en Juda in die suide. Waar ons vandag by die storie aansluit, is nadat God vir koning Saul verwerp. Net in die vorige hoofstuk gee God vir Saul opdrag deur die priester Samuel om oorlog te maak. Hy doen dit. Hy moet die hele Amalekiet stam vernietig. Saul maak toe 3/4 pad so. Hy spaar die koning, die soldate en die beste beeste en skape. Saul berou dadelik sy ongehoorsaamheid nadat Samuel hom uitvang
En hy maak toe die koning van die Amalekiete dood. Ongelukkig was dit toe nou te laat. Samuel het bitter getreur oor Saul. Want voordat Saul koning was, het hy wat Samuel is vir Israel, as het ware regeer. Die Here wou nie vir Israel 'n koning gee nie, Samuel ook nie, maar Israel het aangedring. Ten spyte van dit alles, het Samuel baie lief geraak vir koning Saul. Nou moet Israel 'n nuwe koning kry. Bloed die feit dat Samuel 'n nuwe koning moet gaan salf, is vir hom lewensgevaarlik. Saul is jonger, groter en sterker as Samuel, en Saul is die koning. Selfs al sê Samuel, dit was die Here wat dit vir hom gesê het, wie weet of die soldate na hom gaan luister. Julle sal ook onthou dat verlede week toe noem ek dat 'n profeet nêrens geëer word nie. Ek het nie verlede week geweet wat vandag se skriflesing sou wees nie, maar hy is ons nou. Die oudstes wat by die poort van Bethlehem sit, vra vir Samuel of hy kom met moeilikheid of nie. Hulle bewe aan die pad na hom toe. Samuel sê nee, hy kom om te offer. Samuel gaan eintlik na Bethlehem toe om Isaai en een van sy seuns te sien en om die seun te salf as koning. Isaai in Engels is Jesse, soos in Jesse Kriel. Isaai was Ridden Boas se kleinseun. Maar Samuel kan nie net rondloop en by Isaai aangaan nie, want hy moet 'n rede hê. Anders kom die nuus uit by koning Saul en Saul vra vir Samuel, wat maak jy daar? Soos met die storie van Boas en Rut is daar dan nou ook 'n bietjie onduimsheid aan die gang. Samuel sê hy gaan om te offer, en soos die gebruik was, eet hulle dan die helfte van die braai vleis. En dan soos wat die geleentheid loop, soos wat die seuns inkom, moet Samuel nou die nuwe koning salf. En Samuel is bereid om sy lewe te waag, omdat die Here hom stuur. Dink 'n bietjie hieroor. Maar wat is ek bereid om vir die Here te waag? Sal ek enigiets vir die Here opgee? By verlede week se Modderhaven vergadering gesels ek met 'n jonger kollega, ek skat hom so 25, 26. En hy vertel vir my 'n vieslike, skandelike storie. Maandag het hy gedink, hy preek oor een skriflesing, en toe verander hy later in die week van plan, en wie weet, miskien was dit die Heilige Gees wat hom so laat besluit het. In gedagtes het hy toe die verkeerde skriflesing in die gemeenteblad. Hierdie Sondagoggend na sy preek, kom 4 lidmate hom konfronteer. Hulle vra hom of hy dan geen respek het vir die gemeente, dat hy die verkeerde teks opsit in die gemeenteblad nie. Die man is amper 'n week later, amper nog in trane, oor 'n onskuldige fout wat niemand seer gemaak het nie. Nou, as jy erediens toe kom, om te gaan saamlik oor 'n gemeenteblad, dan kom aanbid jy nie die Here nie. Dan aanbid jy jouself. Ek het maar nie vir hom vertel hoe ek dikwels foute maak met ons kykies hierson nie. En waar lê dit dan nog om jou heerskappy oor Israel op te gee? Waar lê dit dan nog om jou lewe te waag vir die Here? Ons wil almal graag glo dat ons die Here eerste stel in ons lewens. Sou ons Jode wegsteek tydens die Tweede Wêreldoorlog? Sou ons klooster toe gaan as ons weet die Here roep ons? Sou ons Jesus bely as ons weet die Romeine kan ons in hegtenis neem of ons vermoor? Daar's Christene, veral Amerikaanse Christene, wat glo dat die Here ons eintlik moet dien. Die Here moet al wat sleg is van ons af weghou en mag niks van ons vra nie. En ek wonder vandag nogal, wat sou Samuel hiervan sê? Wat is ek bereid om vir die Here te gee en te doen? Maar God vra nie net van Samuel om iets te doen wat moeilik kan wees nie, wat gevaarlik is nie. Samuel moet ook ten spyte van hierdie gevaar geestelik wakker genoeg wees om reg te kan kies. Hy moet genoeg van sy verstandelike en geestelike vermoë toewy aan die Here. Ons sou kon sê, Samuel se kop moet by Isaai en sy kinders wees, nie by koning Saul nie. Nou, ons weet almal hoe moeilik is dit, nie waar nie. Dis die verskil tussen om vir Jesus te sterwe en om vir Jesus te lewe. Daar gebeur so baie dinge wat ons aandag vat die hele tyd. Maar die Here vra ons nie net om, soos met Samuel, af en toe iets op te offer nie. Die Here vra ons ook, nes met Samuel, om 'n klomp kleiner besluite te maak vir die Here. Christelike etiek is om te vra, maar wat is die Here se wil nou, in hierdie oomblik? Toe Samuel vir Saul moes gaan salf,
toe het Saul soos 'n aksieheld gelyk. So Saul was Samuel se enigste verwysing na wat die Here soek in die nuwe koning van Israel. En toe kom 'n kleiner Saul by hom verby, Eliab, en Samuel was oortuig, maar hy is nou die nuwe koning. Maar God sê vir Samuel, moenie kyk na hoe mooi en lank hy is nie, dis nie hy nie. Samuel kon dit hoor, en hy was bereid om na die Here se stem te luister. Dink jy gou in Samuel se posisie in. Isaai het sover jy weet net 7 seuns, want jy vra vir hom, gaan haal jou seuns, en dis wie hy bring. Dis nie die eerste seun nie, nie die tweede seun nie. Ek sou teen die 5de seun maklik vir myself kon oortuig, ag nee, maar dit moet dan nou sekerlik hierdie seun wees. Dis mos hoekom die Here jou gestuur het, om die koning te salf. En as ek Samuel was, sou ek maar weer teruggegaan het na Dawid se ou boet en weer vir die Here vra. Here, maar as dit dalk nou nie Eliab is nie, kan dit nie maar hy wees nie. Of wat van Samma? Wat van Abinadab? Want die enigste alternatief is dat, as dit nie seun nommer 6 of 7 is nie, dat Samuel verniet gegaan het. Nie net daag hy onnodig by Isaai op nie, hy waag onnodig sy lewe by Saul. Sover Samuel weet, na die 7de seun is daar nie meer seuns nie, so Samuel is in 'n hoek gedruk. Daar is nou nie meer 'n pad vorentoe nie. Hoe seker is Samuel nog, dat dit nie tog maar een van hulle kan wees nie? As ons nou mooi gelees het, was dit net met Eliab die oudste, dat die Here spesifiek vir hom by Samuel afgekeer het. Van Abinadab en Samma, boeties 2 en 3, was Samuel nie uitdruklik gesê nie. Ons lees, Samuel het gedink, maar dis nie hy nie, dis nie een van die ander kinders nie. En dan vra Samuel 'n vraag waarop hy eintlik die antwoord mos nou weet. Is daar nie nog iewers 'n jong man nie? En daar is wragtig. En dis eers toe Isaai sê, maar daar is nog 'n snyder, die klein boetie wat die skape oppas, dat daar weer skielik hoop is. En ek dink Samuel het ook al klaar begin vermoed, dat dit dan nou die Here se keuse is. Hy sê, bring jou kleintjie, ons eet nie voordat hy hier aangekom het nie. Logies gesproke sou Dawid mos nou die nuwe koning moes wees. Maar selfs hier is Samuel geduldig. Vir die eerste keer na Eliab, lees ons dat die Here weer met Samuel praat. Die Here sê, maar Dawid is die regte een. Staan op, salf hom. Samuel kon beide sy lewe waag, en die regte broer uitkies, want God was sy prioriteit. Het kan so moeilik wees, om 'n bietjie moeite te doen, en om 'n bietjie aan te pas. Dit kan so maklike hindernis wees, as die Here ons stuur op 'n pad, wat ons nie gaan uitsoek het nie. Maar dit is deel daarvan om die Here te dien. Dit is deel van luister na die Heilige Gees. Niemand verwag vandag, ons moet 'n klooster gaan oopmaak nie. Maar sou ons bereid wees om te gaan, as ons weet die Here roep ons soontoe? Niemand verwag van ons vandag om in die woestyn te gaan sit vir jare nie. Maar sou ons dit kon doen? En wie se stem sou ons hoor as ons daar sou sit? Die Here se of ons eie? Met lydenstyd leer ons opnuut om vir Jesus te volg. In sy heerlikheid, maar ook in sy lyding in. Ons dink aan alles wat hy moes deurmaak, en ons dink aan mense wat vandag ook swaar kry. En iewers daar binne vind ons eie bekering en vernuwing in ons geloof. Maar God gaan nooit die eerste sê in my lewe as ek dit nog self het nie. Ek gaan altyd sukkel om die Here se stem te hoor as my eie stem so oorverdowend is. So voordat ek nou vir ons met gebed voorgaan, laat ons saam net stil word en net probeer om na die Here te luister. Amen. Ons Here, as ons stil word by die huis, kan daar dalk 'n groot verskeidenheid geluide wees. Ons hoor dalk, soos hierso by my, die
krieke, die muskiete, van die bure se honde, en af en toe 'n voertuig aan die pad. Of ons is dalk op die plaas, ons hoor hoe partytjie mense op die grond, ons hoor die verskillende diere, ons hoor dalk 'n blits of twee, of ons hoop dalk dis wat ons hoor. Maar ons weet ook dat die stem by ons kan uitkom op enige plek, op enige tyd, Here. Here, al wat ons vra vandag is gehoorsaamheid, soos Samuel. Nie net om te doen wat ons nie regtig wil doen nie, maar ook om fyn genoeg te hoor by U. Presies, wat is die roete wat ons moet vat? Here, as Samuel nie fyn geluister het nie, het hy dalk vir Abinadab gesalf as koning oor Israel. En as hy nie bereid was om iets vir U te doen nie, dan het Saul dalk nog langer koning gebly. Ons sê vir U dankie dat U ons gebruik as deel van U plan, maar ons vra ook dat ons sal gaan waarheen U ons stuur. Ons vra daarom vandag dat U nie net ons ore oopmaak nie, maar dat U ons skoene vas sal maak.